In 2025 vier Afrikaans 100 jaar van amptelike erkenning. Maar haar verhaal strek reeds eeue terug. Daar is boonop die wat glo, haar storie het maar nou eers begin. Na 'n eeu in 'n kerke, skole en die howe, om maar 'n paar te noem, weet ons van 45 geografiese variante. Van die Bo-Kaap na Namakwa-land, die Gariep tot in Gauteng. En as jy dink jy kan die taal in 'n boksie sit, het jy die kat aan die stert beet. Ek is Marlene Forsie. En in hierdie eksklusiewe en beperkte potgooi reeks vertel ons die verhaal van Afrikaans en vier fees van is 100 jaar van Afrikaans. Jy wil dalk die springmilies nader trek vir die een, want ons volgende draai is die kunste. Theater, TV en rolprente. Van daardie eerste dramatiese swart en wit rolprente na theaterproduksies agterop vragmotors en die begin van die silverskermfees wat die rolprentbedryf behoorlik wakker geskit het. Ons skop episode 3 af met die eerste treetjies van die rolprentbedryf. En wie beter om daaroor te praat as die skrywer, resensent en rolprentvervaardiger Leon van Nierop. Nou soms so met die intrapslag delf ons diep in die geskiedenis in, want mens kan nie oor Afrikaanse rolprente praat sonder om na Moedertjie, wat mens vandag op YouTube kan kyk, te verwys nie. Ag Moedertjie, weet jy Moedertjie wat in 1931 gemaak is, was ons eerste klankrolprent geweest waarin dialoog gebruik is. Daar was natuurlik Sarie Maree ook saam met hom, maar die man het nie daarin gesing. Maar 1931 se Moedertjie is gebaseer op In die Wagkamer deur J.W. Groskopf. En die regie is deur Joseph Albrecht gedoen. Nou ou spelers het daarin gespeel, maar Pierre de Wet maak sy verskyning of sy debuut daarin en hy was die vader van die Afrikaanse rolprent gewees. Nou luister ek net na die dialoog wat daarin gebruik is. Die heel eerste woorde wat in Afrikaans gebruik is op film is Makho, mina, makho. Die kamera was staties, die mense het verskriklik gedeklameer. Die dialoog kan jy natuurlik dink was formeel. Kom ou man, maak gou, ons sal die trein mis. Het jy die biltong en die tabak ingesit? Maar het ek jou nou al ooit daar sonder laat reis, ou man? Moeder, jy dink ook aan alles. Ja, ons sal nog gou by ons seun wees. Miskien kry hy die goed nodig. Dit is soos die ander Huguenot geslag op die verhoog moes praat, sodat die mense in die heel agterste ry moes hoor. Maar wat pragtig is hierso is, dit gaan oor 'n pa en 'n ma wat in 'n wagkamer wag vir hulle seun. Hy's in die polisie en hulle het hom 10 jaar laas gesien, maar wat gebeur het is hy die spoorbuister geraak in die nare en die bose Johannesburg. Ek weet nie wat vandag met hom sou gebeur het nie, maar hy het die spoorbuister geraak want hy het met 'n baarmeid die mekaar geraak. Afrikaans het nog nie 'n woord vir baarmeid gehad nie, die kroegmeisie. So die baarmeid het hom verlei en sy saam met hulle daar. En dit eindig dan met sy selfdood, wat hy voor 'n trein inspring. Daarom het ek altyd gesê het, die eerste klomp rolprente was geween en 'n gekners van tande en 'n gehuil en 'n geoordramatiseer. Maar ons moet verstaan, daar was nie filmskole nie. Al wat ons gesien het was Hollywood rolprente. Ons het nog nie die materiaal gehad nie. Ons het nie draaiboekskrywers gehad nie. Die spelers het nie 'n kamera verstaan nie. Die kamera was so altyd staties geweest. Die kamera het afgeneem, nie geïnterpreteer, soos wat byvoorbeeld, kom ons sê nou maar, Quentin Krog gedoen het in Ballade vir 'n enkeling nie. Die kamera is nie as verteller gebruik nie. So dis wat met Moedertjie in 1931 gebeur het. Vandag is oordrewe uitsprake en statiese kamerawerk iets van die verlede. Van Nierop, wat self rolprente en radiodramas vervaardig het, sê hulle moes hard werk om Afrikaans meer praatbaar te maak. Ek dink Wolwerdaans in die skemer op radio het vir die eerste keer regtig Afrikaanse dialoog gevat in 'n radiovervolgverhaal en dit praatbaar gemaak. Dit is nie ek wat so sê nie, dit is die mense wat daarna geluister het, wat sê dit het geklink soos regte mense wat praat. Want tot en met 1980, wanneer die verhaal begin het,
was mense gewoond aan verskriklike, formele, duidelike, geartikuleerde dialoog, wat almal suiwer Afrikaans was. Ek onthou, ek kon nie eers die woord verdomp gebruik nie. Ek kon skaars die woord maggies gebruik in dialoog. Kan jy dink hoe het Afrikaans verander? En verander het dit verander. As daar iemand is wat met gesag hieroor kan praat, is dit juis hy. Want van kleins af al het rolprente hom verwonder. Ek sal die storie verkort. My oupa en ouma het 'n plaas in die destydse Bechuanaland gehad wat nou Botswana is. Hulle het omtrent 50 myl vanaf Fransistaan gewoon. Daar was toe eendag 'n rolprent vertoning vir bioskoopprent, soos my oupa dit genoem het, in Fransistaan in een of ander skoolsaal of wat ook al. En hulle het vir my gesê, hulle gaan vanaand vir my 'n bioskoopprent wys. Ek het nie 'n idee gehad wat dit is nie. Ons is op 'n jeep deur die wildernis, olifante, leeu's. Ons het met ons lewens gewaag om by die rolprentteater uit te kom. Daar gaan sit en daar verskyn die woorde Daardoor in die Bosveld. Ek kon toe beswaarlik lees, maar ek kon toe lees Daardoor in die Bosveld deur Jamie Uys, wat ons rolprentbedryf natuurlik heeltemal verander het. Daar was baie Afrikaanse boere in Bechuanaland destyds, soos ek dit nou noem, en hulle was almal sulke stoer, macho manne wat nooit emosie gewys het nie. Maar terwyl die rolprent gewys het Daardoor in die Bosveld, het hulle self gebreek. My oupa het in 'n stadium in die paadjie gaan sit en lag. Ek het meer begin belangstel in die reaksie van die mense as in die rolprent. En daar het die resensent, dink ek al, sy eerste tree gegee, want die gehoorreaksie, watter invloed 'n film op 'n gehoor het reg van die begin af by my begin. Net soos verskeie ander sfere in Afrikaans, het die Anglo-Boereoorlog en die Uniewording in 1948 sy merk afgedruk op die rolprentbedryf. Maar ons het ook al reeds bepaal dat Afrikaans aan nie laat bind nie. Iemand soos Pierre de Wet het met geboortegrond hier rondom die 40er jare die tipiese Afrikaanse rolprent gemaak van die plaas was 'n paradys, die seun wat moes boer wou nie boer nie, hy het stad toe gegaan, hy het sleg geword in die stad, hy het teruggekom plaas toe, sy sondes bely en gesê hy was verkeerd. So 'n geweldige konservatisme en die landelikheid van die Afrikaner het na vore getree. Toe kom Pierre de Wet, Hoekavianers, en hy maak, ek dink die eerste komedie in Afrikaans, die Kaskanades van Dr. Kwak in 1948, waarin daar 'n dokter op 'n dorp aankom en niemand word ooit siek nie. So die dokter het nooit werk gehad nie. So die mense het gedink dit is baie snaaks. Dis natuurlik gebaseer op 'n Franse verhoogstuk, sou ons nou so iets uitgedink het in daai jare. 1949 kom die eerste musical of konsertfilm kom saam vanaand, ook van Pierre de Wet, oor 'n meisie wat verlam word en dan word daar 'n konsert gehou sodat daar geld vir haar operasie ingesamel kon word. Maar Hendrik Susan en sy orkes het 60% van die rolprent boermusiek gespeel, die ander 40% was so 'n dun storieetjie gewees. Toe waag Elmo de Wit om 'n rolprent oor voorhuwelikse seks te maak in 1965. Dis gesensuur. Dit was iets verskrikliks. Debbie was gebaseer op groen koring. Ek onthou dit was niemand onder 21. My ouers het my onder 'n kombers in die inry ingesmokkel sodat ek die feite van die lewe kon leer, maar al die feite van die lewe was uitgesny deur die sensors. So ek het nog minder geweet as voor die tyd. Toe kom 1968 en Jans Rautenbach besluit, na die duiwel met al hierdie konservatisme en na al hierdie gesukkel, die Afrikaner is op 'n kruispad, rasisme is besig om ons te vernietig en hy maak die kandidaat. Ons staan op die drempel van 'n groot toekoms, maar dis 'n nuwe wêreld waarin ons leef. Alles het verander en ons moet dit vierkantig in die oë kan kyk sonder om bang te wees. Van nou af vorentoe sal daar durf en daad van elke Afrikaner gevra moet word. En die kandidaat is die rolprent wat Afrikaans vir altyd verander het, dit saam met Katrina. Daarna het televisie aangekom in 1975-76, het ons televisie gehad as rolprente, wat ons in 'n baie donker era aangegaan het wat my betref, en eers in 1988 met Vila se kind, het Katinka Heinz weer die rolprentbedryf laat opstaan en vir ons gewys ons kan kunsfilms maak. Meisiekind! Waar is jy? Meisiekind! Waar is jy? Meisiekind!
Phila se kind was 'n reuse treffer geweest en dit het niks slapstick of niks platvloers gehad nie, maar daar was ook baie platvloerse rolprente. Toe was daar vir 8 jaar niks. Toe kom Ouma se slim kind in 2006 oor die vriendskap tussen mense uit verskillende kleurgroepe of van verskillende kulture en daar het die film weer 'n keer opgestaan. Vir 'n lang ruk het daar interessante films gekom waaroor ek nou sal praat en toe kom Christian Olwagen in 2017 met Johnny's nie dood nie en Johan Cronje met Wonderlus ongeveer dieselfde tyd en ruk die Afrikaner se konservatisme onder hom uit met rolprente wat ek sou sê die bedryf heeltemal en totaal verander. Wonderlus is wat my betref saam met die kandidaat die ander rolprent wat Afrikaans in 'n totale nuwe rigting gestuur het. Hey, ons gevalle troep, sy lewe lank reeds lief vir lokvalle. Wonderlus het vir ons 'n klomp heteroseksuele mans gewys wat by mekaar kom net voor 'n huwelikseremonie en al die probleme wat daar plaasvind, die probleme met hulle meisies. Is net bang om weer in die game te kom. Dit het niks te doen met 'n rekordbreek of 'n puntbewys. Ek was bereid om vir jou alles te gee en ek het. Sy het gisterand gekom en sy het my bakker geklap. So is hierdie nie die regte ding nie, dis alles. Alles gaan oké wees, nee. Daar's geen regte geluide gemaak nie. Hulle het verskriklik gevloek, maar niemand het agtergekom hoe die mans gevloek het nie, want dit was so natuurlik. Ek onthou, ek het gewaarsku op die radio, die mense moet tog oppas vir die taalgebruik en almal sê vir my, waarvan praat jy? Toe sê ek vir hulle man, daardie en daardie woord te sê hulle, maar ons het dit nie eers gehoor nie. Dit was so natuurlik. En die manier wat hierdie manne met mekaar gepraat het, dis soos ons met mekaar praat. En Afrikaans het dit nog eintlik nooit so natuurlik en onbevreesd vir ons gewys nie. Om te kom waar ons vandag is, was daar baie groeipyne. Daar was die formaliteite waarvan ons nou gepraat het, en van hierop sê films het dikwels in 'n groef beland, waar dieselfde resep oor en oor herhaal is. Daar was ook 'n paar eksperimente, wat nie noodwendig heeltemal gewerk het, as 'n mens nou terugkyk nie. Verfilmde radioverhale, Die Geheim van Nantes, Die Wit Sluier. Hoor wie praat, ek het ook 'n radioverhaal laat verfilm, maar daar het ons vasgehaak by radiodialoog en ons het vasgehaak by stories wat partykeer 2-3 jaar geneem is om vertel te word, wat ons probeer indruk het in 90 minute. Toe kom weermag propaganda, soos Grensbasis 13. Toe begin televisie as film, soos Campus en Agter elke man. Nou as televisiereeks het hulle gewerk en nommer asseblief, maar nie as films nie. Dit was verfilmde televisie. Soms was dit ook radio met prentjies by. Dit het aan daai tyd fees gevier. Ek moet nie dink ons het vergeet van daardie rolprent, wat jong mense se belangstelling in Afrikaans die hoogte laat inskiet het nie. Jy het agtergekom ek in die rugby speel nie, nou is ek seker nie cool genoeg vir jou nie. Ja. Sy smaak my stikkend. Sker. Bakgat 1, 2 en 3, wat vir die jeug 'n stem gegee het. Nou selfs ek het aanvanklik nie baie van Bakgat gehou nie, want ek het gedink dis K-O-M-M-I-N, Common. En toe ek weer daarna kyk later, toe sien ek maar, dit is soos die jong mense praat, en die film was 'n reuse sukses gewees. En die jong mense het skielik begin fliek toe gaan. Vandag gaan jong mense nie meer fliek toe nie. Hulle kyk net op YouTube op hulle fone. Maar 'n Bakgat het ook temas aangespreek soos die jong mense nuuskierigheid en vrees vir seks. Want die ouers het hulle so geweldig gewaarsku daarteen, dat natuurlik sou hulle geëksperimenteer het met al hierdie waarskuwings. Hoekom kan hulle dit nie ontgin nie, maar die ouers kon? Dis wat Bakgat aangespreek het. En daarna kom die Silverskermfees in 2011 en verander alles. Toe ek by kyk net begin het, was daar nie baie vervaardigers nie. Die meeste Afrikaanse vervaardigers wat daar was gevestigde mense wat jaar na jaar sinema werk gekry het. En ek het 'n behoefte gehad om nuwe vervaardigers en uit die aard van die saak 'n meer geïntegreerde kontingent van kunstenaars en vervaardigers bymekaar te kry. En dis is hoe Silverskerm toe begin het, want ek het nie geweet waar gaan haal ek mense nie. Toe besluit ek
okay, kom ons bring die mense na ons toe deur 'n kompetisie en 'n fees, want 'n fees is 'n wonderlike ding, 'n gedeelde ervaring en stories bring sosiale kohesie en dit bring nuwe netwerke en dit bring vir baie mense nuwe insigte en nuwe idees en uiteindelik vergestel daardie idees. So dit is baie belangrik om mense bymekaar te bring en ek dink dit is wat ons kon regkry met die eerste Silverskermfees wat toe plaasgevind het in 2011, dink ek, was ons eerste fees in die Kaap in Kampsbaai. Dit is Karen Meiring, 'n bekende naam op die verhoog en die televisie- en rolprentbedryf en by kunstefeeste. En oom Jans Rautenbach het 'n groot rol in my lewe gespeel en hy was 'n grootse filmmaker. En ons het altyd so gepraat, toe ek by die KAKNK was, het ons altyd gepraat oor 'n film element by die fees, maar dit was nie altyd moontlik om dit te doen nie. En uit die aard van die saak toe ek by Kyknet kom, toe raak dit moontlik. En toe kom die hele gedagte van 'n filmfees op. Nou kan jy net dink, vir Van der Rop was dit die stof van drome. As ek nou hierdie temas noem, daar was baie meer, maar hierdie is maar die wat my betref het uitgestaan het. Die romantiese komedie, Die pad na jou hart, daai soort van rolprent, die oorgang na 'n nuwe lewenswyse en 'n politieke bestel soos 'n Pop of My Darling, seksualiteit wat die gay kultuur vir die heel eerste keer aangespreek is, Johnny is nie dood nie, Canary, die jeugfilm wat anders was as Bakgat, met ander woorde wat nie probeer snaaks wees het of eksperimenteer het nie, soos 0 is nie niks nie. En Hollywood in my huis, waar die jeug eintlik 'n soort van 'n status gekry het. Volwaardige mense met trots en wat intelligent was. Dan die opkoms van die bruin film. Dis geweldig belangrik. Vanaf hier rondom 2016, 2017. Dit het gegaan oor bende geweld. Dit het gegaan oor wat op die Kaapse vlakte gebeur het. Ek praat nou van films soos nommer 37, die Ellen Pakkie storie. Barakat is ook een van hulle wat egter die bruin kultuur uitgebeeld het as iets wat 'n mens kan geniet. Jy kan lag. As kulture bots in die bruin kultuur, is dit snaaks en dit word met respek gehanteer en word later net doeteenvoudig aanvaar. Godsdienstkrisisse is gehanteer in Dominee Tini. En ons het selfs rillers probeer maak, soos Wolwedaas in die Skemer, soos Gaia, soos Griekwastad. Maar rillers is iets wat ons nog nie heeltemal kan regkry nie. Meiring se bydrae tot die ontwikkeling van rolprente, teater en televisie in Afrikaans strek egter jare terug. My loopbaan het eintlik begin in teater in 1985 by Siekhofs in Bloemfontein, as juis agter die skerms as 'n verhoogbestuurder. En ja, kom ek stel dit so, ek het al baie groot persoonlikhede se onderklere en so aan in klere gewas op toer. So ja. Sy was vir so 12 jaar aan stuur van sake by Kyknet, maar voor dit het sy gehelp om die Klein Karoo Nasionale Kunstefees op die been te bring, wat ons vandag ken as die KAKNK, en sy was 14 jaar lank daar betrokke. Ek dink by die KAKNK was dit 'n wonderlike ervaring in die opsig dat ek gewerk het met 'n direksie daar wat absoluut passievol oor die feit dat gemeenskappe moet bymekaar kom. So daar het baie projekte plaasgevind, nog selfs voor die eerste KAKNK plaasgevind het daar 'n voorbrandfees plaasgevind. Ons het 16 gemeenskappe in en om Oudtshoorn het ons besoek op 2 trokke. Een was 'n kruiktrok, wat 'n teatertrok met 'n verhoog, en die ander een was van Siekhofs. En so het ons 'n hele sirkelroete uitgewerk en na al hierdie dorpies toe gegaan om die kunste na mense toe te vat of om net vermaak selfs na mense toe te vat. En ek sal nie vergeet nie, eendag het ek en Barry Houg saam agter op 'n bakkie gestaan en die produksie gekyk en ons was albei in trane want ons het toe besef dis die eerste keer wat hierdie mense en wat van die kinders ooit 'n kunstenaar sien optree. Om te sê watter rol het die KAKNK gespeel, dit moenie onderskat word nie, want van die begin af het ons 'n lese gehad, ek en Pieter Fourie, ons moet verryk, ons moet vermaak en ons moet versoen. Later het ons verras bygevoeg. Ons moet mense ook verras met alles wat ons doen. Hierna het sy haar pad gevind na Kyknet en die televisiebedryf. As ek dink toe my pad by Kyknet begin het, en hoe moeilik diversiteit in daardie jare was, want kykers
Kykers was daarteen. Dis 'n betaalkanaal, so dis mense wat kan betaal wat dit kan kyk. Dit was 'n baie moeilike pad aan die begin om dit te laat gebeur, dat integrasie organies gebeur. Dit was uiteindelik, ek dink, my uitgangspunt met Kyknet is dat wat ook al ons doen moet organies wees, sodat dit nie mense teen die bors tyd nie en dat mense mekaar in die stories kan omarm. Rome is egter nie in 'n dag gebou nie. Meiring wou Afrikaanse inhoud na soveel as moontlik mense in Suid-Afrika toe bring. 'n Uitdaging in betaal TV, maar dit het Meiring nie van stryk gebring nie. Vir my was 'n hoogtepunt in 2013 toe ons Kyknet en Key van die grond af kry, wat soort van oorhoofs gemik was daarop om vir 'n breinkyker inhoud te vervaardig. En ons kon dit net regkry deur die feit dat ons toe uiteindelik besluit het ons gaan 'n sepie doen en die sepie se naam is toe Suidooster. En Suidooster kon ons uiteindelik doen as gevolg van die Silverskerm fees, want ons het nie vervaardigers gehad wat dit al gedoen het nie. En om 'n sepie te vervaardig vir 'n bruin Afrikaanse mark, dit moet ook vervaardig word deur 'n bruin vervaardiger. So Silverskerm het vir ons daai geleentheid gegee om by daardie vervaardigers uit te kom, en in Suidooster se geval is dit toe Gambit Films. Ons sien hulle as alumni van die Silverskerm fees, wat ons toe saam met Homebrew Films laat werk het om Suidooster te vervaardig, en hulle vorm toe saam Suidooster Films, en hulle, tot vandag toe vervaardig hulle dit saam. Ek dink mense is maar altyd benoud en bekommerd, want onthou nou, jy maak nou iets vir 'n mark wat jy moet groei, of ontgin, en die mark, daar was 'n mark, maar hy was nog nie groot nie, so dit moet nou posvat. En gelukkig het dit, dankie tog. So nee, dit was nogal spannend. En het jy geweet daardie suidoosterwind waai nou deur 'n gebou wat eers 'n makro was? In die Kaap was daar nie 'n studio vir ons om te gebruik nie. So ons het saam met Homebrew Films en saam met Gambit het hulle toe vir ons 'n ou makro winkel gaan, wat amper so 'n tipe van 'n warehouse is, gaan wys. En ons het daardeur het nog foto's daarvan waar ons so deur die groot winkelrakke en die hoë ceiling stap, en ja, uiteindelik is dit wat hulle nou noem Atlantic Studios. Wat gebeur het is, hulle sou dit kon regkry om dit in 'n syndikaat met ander vervaardigers op die been te bring, as ons dan vir hulle opdrag gee om Suidooster te vervaardig, want dan soort van die een hand was die ander hand in terme van werk. Ja, en nou Atlantic Studios het, ek dink dit is 'n ongelooflike dinamiese plek om in te werk. Ek dink meeste van Kyknet se produksies word nog steeds daar vervaardig. Vandag nog word nuwe wêrelde na huishoudings gebring. Of dit nou op die kassie, silverdoek of slimfone is. Ons kan nooit gemaklik raak nie. Die oomblik as jy gemaklik raak, dan raak alles om jou gemaklik, en dan dit vat daai cutting edge weg van waarmee jy besig is. Ons kan nooit gemaklik raak, veral in die Afrikaanse omgewing met die kunstefeeste of met die televisie en inhoud daarvan nie. Ons kan nie 'n worsmasjien wees nie. Die inhoud moet gemaak word met intent, en dit, ja, content with purpose. So van die toekoms gepraat, en voor ons haltroep 'n woord van wysheid van Meiring se kant af. Moenie probeer om iets anders te wees as wat jou DNS vir jou gee nie. Mense praat die hele tyd oor die demise van Afrikaans, dit gaan agteruit. Maar die sukses van taal in oorlewing is om dit te bly demonstreer, om dit te skryf, te sing en te gebruik. En gebruik dit soos jy dit gebruik, of soos jy groot geword het om dit te gebruik. Ek is Marlene Forsie, en die is 100 jaar van Afrikaans. 100 jaar van Afrikaans is 'n oorspronklike Jackpot mini potgooi-reeks. Luister na nog oorspronklike potgooi-reekse by jacarandafm.com, gaan na Jackpot, of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassings soos Spotify, Apple en YouTube.